Die boodskap Numeri hoofstuk 26. Die tweede sensusopname. Na die siekte-epidemie het die Here vir Moses en vir Eleasar, Aaron se seun, gesê: Tel nou die hele volk. Julle moet al die mans van elke stam tel wat 20 jaar en ouer is en wat geskik is vir militêre diens. In daardie stadium was die Israeliete se kamp in die vlakte van Moab, langs die Jordaanrivier reg oor Jerigo. Moses en Eleasar het toe die leiers beveel om so 'n opname te maak, presies soos die Here voorgeskryf het. Hier volg nou 'n lys van die Israeliete wat lank reeds uit Egipte weg is. Reuben was die oudste seun van Israel. Die Reuben-families was die van Ganok, Gesron en Karmi. Die Reuben-families was altesaam 43.730 man. Palu se seun was Eliab en sy seuns was Nemiel, Datan en Abiram. Dit was die Titan en Abiram wat as leiers deur die vergadering verkies was, maar wat saam met Korag en sy trawante teen Moses en Aaron in opstand gekom het. Die grond het oopgeskeur en hulle het saam met Korag en sy volgelinge in die skeur verdwyn. Dit was ook toe dat die Here die 250 man met vuur verbrand het om Israel te waarsku. Korag se seuns is egter nie dood nie. Die families in die stam van Simeon was die van Jamiel, Jamin, Jakin, Serag en Saul. Die Simeon-families was altesaam 22.200 man. Die families in die stam van Gad was die van Sifion, Gagi, Sunu, Osni, Eri, Arod en Areli. Die Gad-families was altesaam 40.500 man. En Onan was Juda se seuns, maar hulle is vroeër al in Kanaan dood. Die families in die stam van Juda was die van Sela, Peres en Serag. Die Peres-families was die van Gesron en Gammal. Die Juda-families was altesaam 76.500 man. Die families in die stam van Issachar was die van Tola, Piwe, Jasub en Simron. Die Issachar-families was altesaam 64.300 man. Die families in die stam van Sibelon was die van Sered, Elon, Jagliel. Die Sibalon-families was altesaam 60.500 man. Die families in die stam van Josef was die van Manasse en Ephraim. Maker, voorvader van Gilead, was uit die Massas-familie. Die Gilead-familie was die van Eser, Gelik, Asriel, Sekem, Semida, Gefer en Silofgad. Silofgad, Gefer se seun, het nie seuns gehad nie, net dogters. Sy dogters was Magla, Nahu, Gogla, Milka en Tirsa. Die Manasse-families was altesaam 52.700 man. Die Ephraim-families was die van Sitelag, Beker en Tegan. Eran was uit die Sitelag-familie. Die Ephraim-families was altesaam 32.500 man. Dit was al die Josef-families. Die families in die stam van Benjamin was die van Bela, Asbel, Achiram, Sefafam en Gifam. Die Bela-families was die van Ard en Naaman. Die Benjamin-families was altesaam 45.600 mans. Die familie in die seun van Dan was die van Sigam en sy nageslag. Dit was die enigste Dan-familie. Die Sigam-familie was altesaam 64.400 man. Die families in die stam van Asser was die van Jimna, Jeswi en Beria. Die Beria-families was die van Geber en Malkiel. Aser het ook 'n dogter gehad, Serag. Die Aser-families was altesaam 53.400 man. Die families in die stam van Naftali was die van Jagisiel, Guni, Jeser en Silem. Die Naftali-families was altesaam 45.400 man. Die groot totaal van al die Israeliete was 601.730 man. Grond word verdeel. Daarna het die Here vir Moses gesê: Verdeel nou die land onder die verskillende stamme. Gee aan elke stam die grond wat hulle toekom volgens die grootte van hulle stam. Jy moet loetjies trek om te bepaal watter stam watter gedeelte van die land kry. Jy moet die grond volgens die grootte van die verskillende stamme verdeel. Laat die stamme saam loetjies trek. Elke stam moet 'n stuk grond kry. Die families van die stam van Levi wat getel was die van Gerson, Kehat en Merari, en ook die van Libni, Hebron, Magli, Musi en Korag. Kehat was die oupa van Amram, en Amram se vrou was Jochebed, ook uit die nageslag van Levi.
Sy is in Egipte gebore en haar en Amram se kinders was Aaron en Moses en hulle suster Miriam. Aaron was die pa van Nadab, Abihu, Elisar en Itamar. Nadab en Abihu is mos dood toe hulle vuur en offers na die altaar toe gebring het waarvoor die Here nie gevra het nie. Die leviete van 'n maand en ouer was altesaam 23,000 man. Hulle is nie saam met die ander Israeliete in die sensus getel nie, want hulle het mos nie grond as eiendom gekry nie. Moses en Elisar het hierdie sensus opgeneem in die vlakte van Moab waar die volk langs die Jordaanrivier reg oor Jerigo gekamp het. Toe hulle na die lyste kyk, was daar nie een van die man se name daarin wat in die vorige sensus in die Sinai-woestyn getel is nie. Hulle was reeds almal dood, soos die Here beloof het. Die enigste twee wat oorgebly het was Jefune se seun Caleb en Nun se seun Joshua.